Welkom by die Klipkouer Sakeondersteuningsnetwerk Potgooi Radio episode, oftewel die Klipkouer Son Potgooi Radio episode waar ons elke Vrydagoggend tussen 6 en 8 regstreeks met jou gesels. Die program word in 3 afdelings verdeel, naamlik digitale bemarking en tegnologie, regsaspekte van besigheid en finansies. Lekker leer en lekker luister. As ek die mic aansit, dan val jy jou Is die mic so aan? Hulle is aan. En is al Samsung. Ek ken nie die woorde nie. Ek ken hulle almal. Sê, away. Goeiemôre, klipkouers en sondaars Om die wêreld. en sonpaneel. Kies wat jy van die 3 is jy. Ja. Ek Ons vra een wat maar rede, ons lyk as 'n sonbesie. Dis 'n sonbesie, ja. 'n sonmoen. Wat lemoen, 'n sonmoen. Ja. Is jy nou skaam skielik? Jy's 'n baie my- cool wat lemoen hemp. Dankie, dis my donder smart casual hemp. Hy het nie sy striktas aan nie. Ja, dis die kruisbande se werk. Dog is op jou broek op. Ek is in die week by 'n netwerk ding gehad met die verskillende lande se business chambers. Wat was dit? Woensdag aan, so gaan Joburg. Daai country club, by Royal Kensington. Ken jy rugby club, golfklub. Die Royal Kensington, Royal Johannesburg, mos die Gary player it back in the day, is a PGA's beautiful baan. So, Bedford View se kant, man. Ons bietjie sien toe gaan, daar is beautiful. Moes 'n smart baan, maar jy weet, as jy weet, dan kan as geld in mooi, wat sê mooi kloof. Jy moet nie, as jy dink as geld in sand, dan gaan hy daar rond. Dis die ou geld. Dis die Grieke en die Jode en alles. Dis daar. Nee, is next level. Maar in elk geval die een ou kom daar so Darryl is sy naam en hulle is Nolans, is 'n accounting firm. Maar lyk my hulle het ook 'n nasionale presence, maar ek sal nog 'n bietjie praat oor ware toevoeging. Actually, ek wil nou nie sommer besigheid uit die blok uit nie, maar hy kom aan en hy's gebrand, nee. Hy sê hy wys my sy kouse wat gebrand is. Dis die onderbroek ook gewees. Ek vra toe vir hom. Sy das, sy uit alles. Ek sê vir hom, okay, now the true test. I want to see you underpants. Ek van hy lag, maak of hy sy zip gaan. So dis al wat dink ek nie gebrand was sy onderbroek nie, maar ek dink hy het idees gekry daarna dat hy gaan dalk weer die party starter wees. Dit laat my dink aan Is jy ook, wat is op jou? Van H. Wat Van H? Hoe is hy? Ja, die Pretoria brand. O ja, dis jou buddy. Wat is daar in Reinhard hulle. Ja. Ja, hulle doen nou goed, hè. So ja, ek het ek dink is actually fietsrykouse wat so 'n bietjie gebrand het so by agterkant. Was baie cool daar. Baie cool. Ekskuus, wat jy nou gesê? Nee, ek onthou daar was so 'n fliek geweest waar die manne oorgaan vir 'n rugby toer en dan die ou so vlaggie, so speedo onderbroekie aan. I support my country and my country supports me. Dit was 'n Bill Flynn hulle dink ek. Nee, ek onthou daai. So ja, in 'n praat van daai te dink ek support all around. So ek kan dit meer besig doen. I support my business supports me. Jy weet dit. Speaking van 'n sakkie business, maar support of kry jy. Ja, nee wat. Hoe gaan met julle? Gaan goed, welkom terug, Theobald. Dankie. Dit was dit was nie grappies nie. Jy het in die hospitaal gedraai. Ek het ja. En ek was hierdie keer op die bed aan die receiving kant, né? Jy is nie 'n besoeker gewees. Besoeker, ja. Maar Ja, mens besef nie eintlik hoe fragile 'n mens is nie, jong. So vinnig moet jy gaan maar draai dat jy 'n bietjie ekstra versterkings inbring. Ek het gedog ek sal skermutselings maar doen na by die huis en self-medicate maar. Kyk, ek dink jy het afgelei toe ek vir jou vra vir jou charcoal drink en jy sê vir my
wat so elke uur, 2 ure en dan gaan so dis is ek dink nie as jy weet ek drink 2 teelepels en hy los die probleem op toe die man vir my sê nee, hy kap hom so elke 2 ure ek het al begin braai ja, niks gebeur nie toe dink ek nee, ek dink nie Jaco gaan hierdie is 'n ander probleem hierdie is 'n bietjie groter ja En as al net briquettes dan uitgekom het, dan was dit nie so groot probleem. ja, mens kan nie baie goed braai anders nie ja, maar dit is ook vir my altyd hoe jy praat van fragile is jou maag, tande en ore. Nee, as jy 'n middeloorontsteking gehad het, soos die wêreld kom tot 'n einde. Jou maag wat pyn, die wêreld kom tot 'n einde. Tand wêreld kom tot 'n einde. Dis ongelooflik so 'n klein dingetjie. Wat jou gut terug te kry waar hy was, want ek meen daai ja, maar daar's alles uit en ja, en weet die groot armees ingesteek. Dus ek sê altyd as jy dis 'n nuke wat hulle is ja, kloor in die visdam. Ja, daar's niks. So dan moet ek weer moet van voor af bou. Bietjie kombucha en wat dit jy plan. Is net 'n tonnel. Dis dat my dink aan die oranje vis tonnel wat dis net 'n tonnel. Daar's niks anders. Daar kan so 'n Mazda in hom ry. Wat hy hele daai. Ja. Maar so, toe draai hulle die kamera so om. Ja, like my Mazda wat hy 360, ek onthou daai. Dit was 'n cool ad geweest daai, ja. Maar in elk geval, nee, was bly jy's alright. Ja, ek sien nogal uit dat ons bietjie gesels, ons het gesê ons gaan vandag bietjie 'n paar besigheidsidees bietjie rondgooi en toets en dog ek ons kan 'n tagline kan wees, hustle jy of hakkel jy? maar voor ek wil nie nou met die deur by die huis ek wil want ek wil nou terugkom na Woensdag aand wat ek het dit verkeerd gehad Deewald wat ek sê vir Deewald ek praat met hom op pad Joburg toe die laatmiddag en ek sê toe dit is 'n netwerk event met die verskillende dit was die Porra Business Chamber Franse Italianers Ire alhoewel die Ire lyk of ek dink net die twee bra by die bar gestaan het en Belg vir Ire die Belge ja, train dit en dis nou die lede en toe ek daar kom, ek sê vir jou nee, elke het 5 minute om te praat en ek sit so 'n ding, maar dis lank jy weet, dis lank toe sit 'n speed networking so speed dating ja, elke 5 minute lei die klokkie dan gryp jy 'n vreemdeling ja in 5 minute en soos in wat so lekker wat so nice is die incentive is wat al 2,5 ja jy moet nou wat doen jy jy het 5 minute en daad later om het wat ek toe agtergekom het ek sê toe vir ons na die tyd behalwe dat die eerste wat ek gespeed netwerk het wat ek dink is awesome want jy moet die vreemdeling gaan gryp dis nie daar okay ons is skaam jy staan daar jy weet die al die nommer 1tjies staan links en al die nommer 2's staan reg. Ja, dit is so hierdie en maar wat daar gebeur het toe nou laat, soms was daar sommer toe nou 'n threesome gewees. Jy weet so die wat partytjie was dit? Wel skus ek verwar hom nou toe. Dit was die ander golfdag. Dis ek vra na die tyd vir die dis die ure wat dit actually doen. Dis hoe gereeld gebeur. Nee, een keer 'n jaar. Ek sê to from well done number one. I think this was really successful. I'm impressed. I say, but the opportunity and the problem is, I say, it's 3/4 of the room, and I say it's not from an opportunistic point of view. I say I don't know what the 3/4 of the room did because we missed them, and I say dit is ek's nuuskierig en behalwe dat daar is geleenthede, maar dis nie soos wel ek het net 8 besigheidskaartjies gekry en ek dit kon 16 gewees het nie, soos in nee, daar's genuine nog geleenthede en ander interessante mense en ek bedoel dit is fascinating. Daar's natuurlik Suid-Afrikaners waar jy met ouens gesels wat doen jy hier? So ek die eerste ou met ek wie ek praat is 'n mede-oud Koffsie van Bloemfontein prokureur. Prokureur. Strategy, ken jy hulle? Strategy. Hulle is labor lawyers, nasionale lot. Maar dis eers nou met wie ek praat. Jy sien, ek vra van nou hoekom is julle by die Portugese
want ons CEO is Portugees. Weet so daar's daai verbintenis en dan het jy soos die Fransmanne en goeders, ek het seker 3 Fransmanne, hardcore French business people, jy weet, party van hulle is 5 jaar in die land, ander 10 jaar in die land, maar ja, fascinerend om hierdie mengelmoes van mense, en ek moet vir jou sê, waar jy moet van die landes ouens praat, is nie Mickey Mouse besighede nie, dis next level, baie van ons weet, government connected ouens en so aan. So dit laat my dink aan daai wat jy baie kere sê, het jy die record button gedruk, wat daai is actually sulke valuable content wat in daai kort gesprekkie inkom, soos ons het by die boer van ontbyt hierdie week, het ons ook so 'n klein ysbrekertjie gehad, wat eintlik baie cool was, in die sin van dit was, die aard van die oefening was, almal moet eintlik vinnig by mekaar uitkom, en dit was nou 'n bietjie meer van 'n ysbreker, as wat dit nou per se soos 'n speed networking was, maar ek dink onmiddellik nadat mens met almal kontak gemaak het jy daar vrymoedigheid om enige gesprek verder te gaan voer, waar daai eerste kontak is gewoonlik nogals terrifying, ek dink van al twee kante af. Maar om die record button te druk, ek meen, imagine net as jy daai gesprekke, daai one-on-ones kon vir elkeen net sê, kom sit julle twee hier en praat, julle daar en praat, en daai inhoud wat daar uitkom, kan jy actually net capture, al is dit net vir daai persoon self. Jy weet, baie kere wat jy so on the spot 'n elevator pitch moet gee, of vertel gou 30 sekondes of 1 minuut, as jy selfs net daai goed opneem, wanneer mense so geleentheid kry, een om 'n bietjie daarna te luister, maar ook partykeer is dit soos, man, dis wat ons actually op ons website moet sê, daai, boom, dis dit. Of want ja, spur of the moment golden content wat uitkom, eintlik, ja. Dis eintlik wat ek doen. Dis 'n interessante ding van daai. En ek wil terugkom, onthou my, ek is nou alweer op 4 verskillende gedagtes. Ek wil kom na die boer van ontbyt toe. Ek point jou, jy weet die boer van ontbyt, suksesvolle boer van ontbyt doen. Wat vir my interessant is, ek weet nie of jy al ooit, en ek dis net so observasie, ek kan dalk verkeerde aannames maak, maar dis vir my nogal obvious wat daar gebeur. Weet nie of jy al ooit gesien het, Fortune 500 companies, is die CEO met die baas die board sit, hoe lyk die omgewing? Jy het al ooit gesien? Typies. Ek was nie in so 'n boardroom nie. Ek het dit nie, ek praat van TV. ek het die eerste wat ek ooit gesien het, was Dallaglio, toe hy die CEO van Boeing was. En ek het die Ford CEO, hy was Boeing CEO, toe word hy die nuwe CEO van Ford, hy het Ford omgedraai. Ek het 3 sulke CEO's gesien waar hulle sit, en dit is 'n vorm, het lyk soos 'n universiteits gesofistikeerde universiteits lokaal, en almal het mikrofone voor hulle. Daai goed word opgeneem. Die minutes of daai meeting, daar is nie 'n girl wat sit en tik aan die kant nie. Dit word opgeneem. As jy selfs daai toe een van die ander voorbeelde is Discovery wat ontplof het daai tyd in 86. Die nie mediese fonds nie, die shuttle. Die shuttle eerste keer wat hy ontplof het. Challenger. Daai wat nou later gevalle studies en alles geword vir wat verkeerd gegaan het, want dit moes daai ou ring wat gevries het, dit was mos maar die groot ding, dit was te koud om op te styg, maar dan speel hulle in die oggend gebeur. Is te koud om die ou ring het gevries, en is te koud om op te styg. Of jy dis die challenge. Dis die challenge. Jy kan hom nie eers Discovery. Jy kan hom net so. Daai het, ek onthou ons het nog in ons coach training, ek dink nou weer aan jou assessment center, jy weet, van laas week, het ons die eerste keer wat ons dit 'n geval is geword om nie effektief te kommunikeer as 'n span nie. Dan luister jy na die opnames, hoe daai board besluit of hulle moet launch of nie. Is dit gerekord? Dit is actually fascinerend, sal heel moontlik op YouTube kry. Kan jy hoor hoe hierdie ouens besig is om hier te stry, van moet ons launch of moet ons nie launch nie. Maar my punt is net, dit word opgeneem op 'n sekere vlak, en ek bedoel, daar's verskillike
positiewe meriete daar agter. En ek dink op 'n stadium, kyk, ek sê altyd daar is 2 biljonêers in wording wat nog gaan kom. Is die ou wat kan uitfigure om 'n akkurate weer tegnologie te skep. Tweede is ou wat blesheid gaan oplos. En ek wil sê die derde Joe Collins. Ja, ek praat nie van plak hare op nie. Wat is daai? Jesus, daai is erg. Rian Kruiwagen. Ja, nee, ek praat nie van die toepy ou. Die toepy ouens gaan nie biljonêers word nie. Maar ek het altyd gesê ek wens ek het 'n rekorder in die huis gehad wat net opneem die hele tyd. Seker soos Nixon se kantoor. Dat ek vir my vrou kan terugspeel na ons beklei het. Maar ek spot altyd en ek sê, kan jy imagine, ons het net recording tegnologie wat ons net kan gaan en sê, luister, wat het nou weer, 3 weke gelede, nee, kom speel gou terug wat daar in die boardroom gebeur. Kom speel, baie ander gewees het, ja. Hoor, nee my skat, kom ons gaan speel gou daai wat in die kombuis gespeel het, okay, sorry, ek was verkeerd. Of nee, hoor wat jy daar gesê het, ek sê vir jou, en ek het al lank al jou gedink, maar anyway, daai rekorddruk is baie meer powerful en nodiger as wat ons besef, dink ek. Mens wil nie so selfbewus raak as jy weet jy word opgeneem, dat jy nie meer kan praat nie. Jy wil nou glad nie meer beklei met jou vrou, jy wil nou glad nie nonsens aanjaag nie. En jy kan jou performance review na jy nou beklei het. Ja, ek praat, dis 'n klankopname. Dis nie 'n video, dis nie 'n video opname. By the way. En is vir konflik situasies. Ons moet daai video kies van so 'n klein dogtertjie wat huil. En dan as haar ma die selfoon optel en maak of sy 'n foto neem, dan smile die dogtertjie. En dan is sy foon weg van dan huil sy weer. So die hele tyd gaan jy beklei met jou vrougie, so die kamera kyk en check of die angle reg is. Wys die muscles. So kyk reg. Nee, wag, nee. Ja, geval. So nee, dit was baie interessant en ja, ek dink ek wil terugkom na die ontbyt toe. Maar ek wil net aansluit by daai wat ek gesien het 'n paar keer wat interessant is selfs ons, hoekom maar rekord, jy hoor nie wat jy hoor nie. Baie keer hoor jy om te respond, so eintlik dit wat die persoon sê, dit het hy nie gesê nie, maar jy het al klaar, jy het 'n ander prentjie, daai filterverwerking hierbo, het 'n ander prentjie gemaak. Dit is eintlik al die nuggets. Ja, maar dis ek dink partykeer is daar 'n voordeel. Jy praat van konflikhantering om so recording te sê, maar ek het eintlik nie dit gesê nie. Ek het gevoel. Yes. Dis wat jy gesê. So toe hoor ek dit, maar eintlik het jy dit nie so gesê nie. Maar kan mense, ek bedoel is seker nou maar net sê seker nie onmoontlik of om op te neem, nie om uit te vang nie, om te minute. Soos het sy 'n maatskappy besig of 'n konfliksituasie. Ek neem nie af om jou, want ek dink die negatiewe konnotasie is, ons hoor altyd oor 15 jaar vanaf, hoor wat is as Ernest nou president van Suid-Afrika wil word, dan staan er nou opname, weet daar, wat hy vir sy vrou sê, jy weet, wat Siri aan die deur op hom, 2 minutes in heaven is better than 1 minute in heaven. Nee? Die vir jou vrou gesê het. Jy oordryf nog nie. Sorry, maar the 1 minute man. Maar sorry wat jy gesê het. So ja, ek dink daar's daai gevaar wat ek dink party ouens sê nee, ergens gaan hierdie ding backfire of ja, so by the way, ek weet nie of almal weet nie, maar kom ek vra, wanneer mag mense gesprek record? Wanneer mag jy soos 'n recording device gebruik? Op in 'n gewone gesprek oproep online? Dis 'n great vraag. Ek weet Ek neem aan as jy die persoon ingelig het en gesê het ek gaan hierdie nou rekord. Jy moet net consent vra. Wel, die actual waarheid is dat jy kan, solank as wat jy self daar is, mag jy rekord. Want dit is maar net wat jy beleef. So andersins is dit surveillance. Ja, so jy kan nie 'n recording device ergens los en loop. Okay. So solank as wat jy dit by jou het en is dit maar net it just your memory. Jy refresh maar net jou memory. So sê, nou kan ek presies onthou eerder as om te probeer onthou. So okay. Ja, dis on good authority. Okay. Dit is ek weet elke dag met Teams, weet ons met is mos nou die nuwe standaard, ek kan ons nou maklik rekord en transcribe vir jou.
So sy gat partykeer. Ja, wel dit maar dis outomaties gebeur maar wel as jy so Engels praat dan Ja, hy sukkel 'n bietjie met die Afrikaans. maar die feit van dit dan is almal so maar dit is nou al maar mag ek rekord. Maar dit is nou dit is almal rekord nou al meetings. Maar ek dink daar's 'n goeie ding ook want dis ek onthou altyd daar's maar onthou jy in daai workshop die 14de Februarie workshop daarso. Nee, ek doen nie. Niemand het minutes geneem nie, maar laat ek jou version hoor. Maar dit was toe Valentynsdag, sy behoort onthou. Nee, 14de Februarie. Ek kom daar met my vrou, maar daai en is weer eens is nie uitvang. Ek dink dis nie die doel van die oefening nie. Dit is weer ek neem aan om terug te kom na jy weet die doel van 'n shareholder agreement of wat ook al is weer eens as daar nou misverstande is alhoewel debatteerbaar dan gaan jy terug na die kontrak toe. Nee, dis net weer 'n reference point waar ons vashaak of en ek sê altyd dit is ek dink die probleem met dit is daar's 'n negatiewe konnotasie versus luister kom ons dis 'n biblioteek of is 'n reference point of is laat ons beter kan kommunikeer nie om jou uit te vang nie om jy weet en soms is dit dis hoe jy konflik vermy nee is om te sê maar jy het nie dit gesien luister daar ek is verskriklik jammer jy weet en iets is minutes kan baie gevaarlik wees ek het al willig goed gesien met hoe 'n notule uitkom teenoor die vergadering jy weet dis partykeer baie subtiele tweaks dat iemand sal sê maar dit is minute en daai minutes is geteken en dan is dit kind of omtrent wat daar gesê is, maar so ek het al byvoorbeeld gesien dat iemand die minutes intercept, want hulle ken die mense wat die minutes opstel. Dan gaan dit eers na daai persoon toe manipuleer hulle dit. Ja. Vragies. En dan en dis klein goedjies al net hierdie uit. Kom ons sê daai ding liewer so. Dan as jy dit vinnig lees, ja, kind of. Maar as jy dan na 'n transkripsie toe gaan of recording en jy kan sien wat het actually gebeur en hoe daai debat ontrafel en weer tot 'n slotsom gekom het van alright, kom ooreen dis dit teenoor wat Nutilis partykeer kan sê. So dit is om 'n partykeer terug te kan gaan na so 'n source toe, transcription of recording kan baie werd wees. En my broer het my actually hierdie ding geleer van kliëntkonsultasies wat hy sê in elke kliëntkonsultasie neem jy ding op, daar sou jy weet, dis nou respectful om vir iemand te sê, ek neem hierdie op, maar ek neem hierdie op, maak notas en na die tyd gaan dan weer 1 of 2 keer selfs deur daai, want dan kom die waarde uit so 'n konsultasie uit, veral wanneer mense baie vra mense leer nog en ons indruk het goed. Ja, maar ons meer vra wat jy vra om deur sekere analysis te kom van die probleem, dat jy nie alles optel wat hy vir jou sê nie. Yes. En dit is nou juist daar as jy ook, maar ek het nie hierdie lekker so verstaan toe, maar nou, weet ek wil ook dieselfde sê, as jy teen die einde van die gesprek, het jy meer konteks. Vraag 1, wat jy in die begin gevra het jy dalk nie so mooi verstaan wat hy geantwoord het, en as jy in die einde kom en jy gaan, okay, maar dis, ek verstaan nou exactly wat jy bedoel het daar. Ja. Ja, en as jy 'n ingewikkelde antwoord op 'n vraag kry, nou moet jy eers sit in 'n bladsy skryf, dan vloei daai gesprek glad nie meer lekker nie, dan verloor jy daai in die oomblik wees van die gesprek. Ja. Waar jy te veel fokus op jou notas. Nou kan ek net op die gesprek fokus, aanhou vra en na die tyd dit gaan luister en notas maak. Ja, dalk hier en daar 'n bullet of wat, want dit help tog om struktuur te gee en trek te hou van wat is die main tenets van wat daar aangaan. Maar dis nie al waarmee dan daar uitstap nie. Ja, ek het al in meetings gesit, want toe ek soos net begin werk het, dan gaan ek saam na meetings toe, konsultasies, dan het ek niks om te doen nie. Ek weet nie eintlik hoekom ek daar is nie. Ek leer. So ek sit nou maar daar en hoor hoe senior mense met mekaar praat. Dan toe ek begin om net notas te vat terwyl ek in 'n meeting is, want ek soos nou doen ek daarom iets en dis bietjie waarde wat ek na die tyd kan wys. En toe uiteindelik toe word dit so 'n ding van okay, hoe beter daai notas is, hoe beter is die uitkoms van daai gesprek, want na die tyd onthou almal, ja, jy gaan daai ding opsoek en jy gaan daai brief skryf. Dis basically al wat mense onthou, die res is bla bla. En dan as mens kan teruggaan na daai goed en toe later begin ek om soos te tik en redelik vinnig te tik waar kan soos
redelik trek hou van myn goed wat gesê word, ten minste shorthand. Maar daar weet jy sê so waar, Nes, ek meen soos dis selfs vir my ding waar ek die verskil soos tussen 'n iPad en 'n laptop, klein sielkundige ding, maar in 'n meeting om 'n tafel om hierdie groot ding oop te flap, lyk dadelik soos ek is miskien nie meer heeltemal by julle nie, waar iPad is amper half of daai Remarkable, daai is die beste, maar soos om net so 'n ding te hê wat iets klein is, help al, maar as ek heeltyd sit en tik soos dit terwyl iemand praat, het ek gevind, as iemand dit met my doen, dit is so afsittend, super intrusive, ek kan glad nie dink nie, ek soos, wag, ek het 'n voorstel. Kan jy asseblief jou komputer in die drom bliksem? As jy nie omgee nie. Ja, so, baie annoying eintlik en intrusive en dit breek die vloei. So absoluut. En wat Ernest sê, jy's nie in die moment nie. Jy's nie besig om actually te konsentreer aan wat sit nie. Ja, wel, maar hulle voel nie die engagement. En dit ook. Ek konsentreer wel, want ek moet dubbel verwerk, terwyl ek luister, tik ek die vorige sin. Yes. Maar dit lyk nie so, net voel nie so. So, die extreme opposite van dit is, ek begin met Coke, ek is in die Kaap, en my nuwe baas, Greg Bull, nooit vergeet, ons stop daar by, Greg Bull. Red Bull. Langs, en ons stop daar by Spar se hoofkantoor, so Spar se HQ is, hy toe die Kaapse HQ is aan Killarney, wat sê Something Gardens, ek het al vergeet, maar in elk geval daar in industriële gebied in Kaapstad, en ons klim in die kar uit, ek gaan die eerste keer saam met hom na 'n Bayer toe, want ek het nou onlangs ontdek, hier's 'n ding soos 'n Bayer, jy weet, na 6 jaar universiteit wat ek besigheidswat, ontdek ek as Bayers, daar's actually ou by Pick n Pay en Spar wat jou shit koop, jy weet, en hy moet besluit voor dit op die rak kom, nee. Toe ons uit die kar uit, en ek stap saam, hy vra vir my, Where's your no pen and paper? Ek sê, no, I'll remember everything. Get your pen and paper sê vir my. Toe stap ek's reg in die meeting en ek gaan nou net luister. Ek gaan net luister en onthou. Toe weet ek nie, ek moet, en is simpel, nee? Toe weet ek nie. Dink jy daaraan? Is dalk 'n goeie idee om jou notaboek en 'n pen saam te vat en notas te neem terwyl jy met die Bayer praat nie. So naïef. Ja, maar het gedink ons praat geprys hier soveel. Ons praat, ek onthou goed. Ek sal my nie worry nie. All good. Hoeveel kaste wil jy? Ja, 100 of 200. Maar ek was wat te breek en ons kom terug. Maar wat ek vandag wil, ek bietjie ek wil sê explore is die hele ding van die visual komponent wat nou vir my al hoe belangriker word. Hoekom ek dit sê is vir my interessant en dat audio is non-intrusive, video is intrusive, maar tog raak video of visual raak al hoe meer belangrik. So dis vir my net 'n interessante fenomena en ek dink die punt is weer, dit gaan oor die teikenmark. So ek 'n bietjie dit unpack. Hierso is 'n liedjie, is Ruby B. Hy help my staan. Dankie Lydia Winchester. Lekker luister. Ons is nou terug. Alles is deur mekaar. Te veel om te dra. My lewe vol so swaar. Ek weet nie wie om te vra. Nog is ek aldag. Dit voel of my kop draai. Maar in die storm sal ek bly staan. Ek sal bly staan. Hy help my staan. Ja, in die storm sal ek bly staan. Ek sal bly staan. Hy help my staan. Ek sal nie val nie.
Roep ek na die Heer, hy sien my op my knieë. Help vir my Heer, kom red my nog 'n keer, want in die storm sal ek bly staan, ek sal bly staan, hy help my staan, ja in die storm sal ek bly staan, ek sal bly staan, hy help my staan, ek sal nie val nie, ek gaan nie lê nie, hy help my staan, ek sal bly staan, ek sal nie val nie, ek gaan nie lê nie, hy help my staan, ek sal bly staan. O die Here, hy help my staan, ek sal bly staan. O die Here, hy help my staan, ek sal bly staan. Ek sal nie val nie, ek gaan nie lê nie, hy help my staan, ek sal bly staan. Ek sal nie val nie, ek gaan nie lê nie, hy help my staan, ek sal bly staan. Ek sal nie val nie, ek gaan nie lê nie, ek sal bly staan. O die Here, hy help my staan, ek sal bly staan. Ontset. Ja, die woorde is waar. OK. Hy het baie gedagtes. Kom ons bring dit terug na besigheid toe. Dis tye soos hierdie wat jy nie rekord wil druk as jy wat jy wil sê nie. Maar kom spring weg. So net weer die scene set. Net my klankie reg kry. Jy wil wag. Jy wat het jy gehoor? Dis nou ons segment hier. Jy het nou ek het 'n geluid vir jou. Dit is nie die male screen, dit is nie woman moaning nie, dit is nie, hang on. Alright, jy reg, jy het hom nog nie gehoor nie. Ek het 'n vermoede, ek weet. Ja. Yeah boy. Wat? Dis jy. Klink dit so? Dit klink net soos die hele dag. Yeah boy. Frikkie in the house. Frikkie is in the house. Frikkie fart. Frikkie for a Ricky. Frikkie for a Ricky. Yeah boy. So, Ek het nog gaan wees. Dit was laas Dit week. was actually last week. Dit is daar, hy is daar. Ek doen wel sê. Wag. Hoekom lag ons oor? Is dit nog steeds, dis van dit, as jy 5 is, lag jy daarvoor. Ja, Like when jy 50 is, lag jy daarvoor. My 1-jarige laaitie lag as hy poep. So dit is net jy word gebore. Dis nou maar net, dis 'n gegewe. Of jy vir my oorlede laerskoolpelle Oliver van Wyk. Hy sê, maar ek dink nou jou is al 10 jaar gelede uit. Ek weet nie, hy het maagkanker of iets ontwikkel. Omdat hy so baie gepoep het. Nee man, nee. Sorry. Hy is oorlede pel man. Hy het so in die klas en as hy poep en dan klap hy sy hande so, poep hy sy saam met hy sy. Maar hy het nou nie die reukfaktor in ag geneem. Maar ek het dit al gedoen, as jy 'n deur kry wat so bietjie squeak, dan as jy hom net so saam met dit laat blend, dan almal hoor Kyk net op myne harde weg. Ek dink klap net hande. Jy het nou awesome. squeak. Maar hy poep jy weer. Ja. Nee, is 'n goeie show, is 'n goeie show. Ja, by my gaan dit so. Almal O ja. Hey, kerels. Universele Jy loop verby, trek my vinger. universele maniere, die goed wat ons unite. So
die interessante ding, en ek wil dit klink nou of ek die obvious gaan stuit. Ons het nou selfs wat ons van hierdie content nou bietjie traksie begin met TikTok, weet selfs, en ek dink TikTok dryf die visual phenomena meer. So die vraag is nou, hoekom raak visual? Het voel vir my asof hy kom 'n full circle. Daar's ek wil ons begin by klank. Klank is vir my nog steeds, ek is natuurlik bevoorbeeld oor die non-intrusiveness van dit. So ek altyd vir sê bed, bad, bike, bakkie, bak. Jy weet, jy kan al hierdie goeders doen en luister. As jy kyk, kan jy net een ding op 'n slag doen. As jy lees, kan jy net een ding op 'n slag doen. Maar nou in dieselfde asem raak hierdie shorts raak krities. So die vraag is nou, is visual, raak dit jou advertensie om jou in te trek? Of is dit waar jy, met ander woorde, jy het nou 1 minuut om die waardeproposisies te kommunikeer? Of die highlights? Ja, maar dit weer eens, dit kom terug na content strategy toe, nee? Want al het jy, ek het volgende aangenoeg dieselfde om te sê, jy wil 'n podcast begin, kom ons kry net 'n mic, praat in 'n mic, of ek wil nou TikTok toe gaan, so hou net die foon en druk record. Nee, jy moet iets interessant doen. Dan as jy nog gaan kyk na die medium, dis entertaining. So jy moet iets doen wat tot 'n mate entertaining is en link in jou brand. En jy moet consistently doen dat mense dit die hele tyd sien. Wel, ek sê entertaining of kontroversieel. Jy moet iets wat jou aandag trek. Iets wat jou aandag trek. Jy kan nie net record druk en daar praat nie. Ja, ek dink die videoetjies wat jy deesdae sien, die shorts en goed, dit word so half strategies gesny om al die dooie dele uit te haal, so jy kry maksimum inligting of entertainment uit 'n 30 sekonde of 10 sekonde video uit. So jy kry, daar's nie daai boring stukkies tussenin wat tyd mors nie. Dis vinnig, dis funny, of is vinnig en is klomp inligting wat jy in 'n kort rukkie kry. Maar nou, dit is so, maar hierso kom ek hierdie wil uitpak, is nou is longform in 'n podcast se wenner. Joe Rogan met sy 2,5 ure programme, selfs wat ek vir julle ouens gesê het hier met ons, waar ek geweet het, die 2 ure program sal eventueel wen, en hy doen. Ons mees gedownloadste episode is volle episodes. Begin met finansies was daar, die regsaspek, besigheid, alles was so 'n paar, jy het finansies so 'n bietjie uitgestaan, en stelselmatig het die lang vorm. So nou is wat's die mees gedownloadste episode on average met Klipkouer Son is ons 2 ure onderhoud. So hoe daai weer die 2 ure, nou is ons terug, want ek wil so maak, ek wil in 30 sekondes of 1 minuut ek wil sê geëntertain word, of ek wil dit vanaf consume. So is vir my baie interessante wisselwerk. Maar ek meen selfs net die feit dat dit aanvang wel steeds, maar ook van meet af in korter episodes met topics ingedeel is, beteken al klaar, dit gaan na hierdie punt toe, van om eintlik 'n klein excerpt te maak van iets, en dit te wys, en sê, kyk wel, kom nou in vir nog. Dis 'n CV eintlik. Wel, dis eintlik 'n snapshot. As jy vir iemand net 'n klein stukkie gee van iets soos die highlight of 'n short of rubriek, dan gee dit vir tog bietjie, maar dit sê okay, as jy hiermee relate wat meer likely is, dan kan jy dalk ook relate met die meer algemene content. Is so, maar dan ek gooi nog 'n spanner in die wiel in. En dit kom terug na, ons het nou gepraat oor jou inhoudsstrategie. Ek het nou vir Dewald ook gesê wat jy nou, ons nou praat in die week oor die afspraak, weet, inhoudsstrategie is actually 'n ding wat ek daai tyd, ek wil nie name noem, maar ek het vir julle gesê ek moes eendag vir 'n sekere span van 'n sekere handelsmerk, ek moes 'n manier kry om dit te, en ek sê dumb it down. Dumb it down is vir my lelik, want Da Vinci, simplicity is the ultimate sophistication. So as ek sê dumb it down, dan bedoel ek net actually jy is meer gesofistikeerd in jou kommunikasie. Op sy vlak. Correct, dis 'n skill. So ek altyd sê, almal kan 'n 50 slide presentation voorberei. Wie kan die kuns is om die 50 slides in 2 in te sit?
So ek sê weer ek gebruik dumb, ek moet ons met ander naam vir dumbing it down kry. Simplify. Ek hou daarvan. That's it. Simplify it. Dis 'n kuns. .io. .ai. Toe sê ek vir hulle, kyk, luister of lees. Dis 'n inhoudsstrategie. Kyk, luister of lees. Dis een van daai 3. Of al 3, verkieslik al 3. So, nou, ek nou my gedagte vlek, dit kom nou terug na, jy het inhoudsstrategie, maar dan het jy teikenmark. So ek sê, dat is my punt. Jy het teikenmark. So, inhoudsstrategie is nie net, jy moet kyk, luister of lees nie. Dit is nie so nie. Jy moet verkieslik. Ek sê altyd, jy moet kyk, jy moet al 3 om te kyk waar die traksie is, primêr. Maar as jy die werk gaan doen, as ek al sê, die hardste werk is om die video te neem. En as jy daai harde werk gaan doen, dan het jy die klank, rippie klank. As jy die klank het, gaan transkribeer het, herskryf het, nou het jy die kyk, jy die luister, jy die lees. So ek sê net, dis hoekom ek daai 3 altyd saam gebruik. As jy die effort deurgaan, you might as well. Het is baie moeilik om te gaan skryf en nou moet jy dit gaan andersom doen, hè. So ek dink dan, het is moeilik om die geskrewe deel te doen en nou moet jy dit gaan opneem of nou moet jy dit gaan video. Maar as jy video of klank, het jy die geskrewe, so jy by default, as jy die eerste 2 doen, het jy altyd 2 uit die 3 uit. Alright. Maar daarmee gaan kyk na die teikenmark en wat vir my fascinerend is, en kom nou terug, juist as ek Marianne jou pa ding, wat met gryskrag op die direksie is en so aan. Die baby boomers, en ek onthou daai hele gesprek, daai tyd het my oë oopgemaak hoe jou baby boomers, met ander woorde, dis jou, wat is hulle, 65-plussers, nee, dis minus. Amerikaners noem hulle die silver surfers. So hulle is die mees onbediende segment in die wêreld en hulle is die rykste segment in die wêreld. Hulle het die hoogste disposable income en dit is cross the board. In Suid-Afrika, inteendeel daar waar jou pa afgetree, ek sê net in daai omgewing, nee? Dis nie hier juist wat daar sit, wat afgetree is nie. En hulle sê dit gaan die laaste en die grootste transfer of wealth wees. Nee, maar kan ooit, nee. Maar dis hoekom die bemarkers nou al op hulle kinders fokus. En nie op hulle nie. Maar dis 'n fantastiese punt. Maar daai is 'n fantastiese punt. Die punt is, jy moet op al 2 fokus, maar dit nou kom ek dink jy TikTok gaan werk vir 'n 65-jarige. Dink jy hulle kyk YouTube? Meer. Ja, maar wat is hulle verkose manier van consumers luister? Ja, maar radio's en so. Facebook is nou al meer. Ja, ek wil sê, my ma is meer op Facebook as dat. Ja, nee, hulle hier so. As my ma en my kom kuier, is 'n baie vriendjie papi. Ek sê maak hom van Facebook af, ek self. Rarig, jy vra my jou laaitie en met Duart en jou ma. Ja, ek moet met my ma praat. Voor screen time limit. Ja, my ma screen time. Jy screen time, jy 5 ure, jy moet kom help kos maak. Ek dink, mense is naïef om te sê, dit is nie, dit hang af van die content, want dan is die feit dat visual is, nee, en TikTok is snaaks, maar onthou, dis AI engine, so dit wat jy sien gaan nie noodwendig die 65ers sien nie, die 65er gaan iets anders belangstel en hy gaan iets anders sien, so ek dink jy baseer jou gedagte op wat jy op jou TikTok feed sien, en dink het sal ook nie aanspreek van die, maar as jy niks het om te doen nie, kan jy gou, wat doen jy? Facebook of, nou het jy nog een channel, ek wil nie sien wat aan die Sari sê, en ek sien, ek moeg vir resepte, gooi TikTokie op, maar ek hoor jou en ek stem saam met jou punt, die ding is, hulle is net onbediend, aan woorde, daar is nie doelbewuste content wat geskep word, ja sure, nou kan hulle Fred Astaire en Ginger Rogers movies gaan kyk en Dancing in a Rain, ja, daar is hulle daai vermoë om in te tap op 50s, 60s nostalgie, maar die punt is, dit word nie doelbewust noodwendig vir hulle geskep nie, dis dalk 'n Facebook groep, daar is nie 'n bemarkingsstrategie agter dit nie, daar is 'n suiwer entertainment, hier is dit, met ander woorde, dis oë op screen wil ek sê, versus luister, ons het sy verlede jaar met nostalgie, ons is nou doelbewus besig om met die legends te praat, waarmee hulle groot geword het, of waarna hulle opgekyk het, okay, nou kombineer jy kommersiële strategie met dit, so ek dink die punt wat ek wil maak is dat visual is ek dink is belangrik, so ek dink die punt is dit, visual het sy plek, maar dan is dit weer, wat is die visual, en hoe pas dit in?
Want die visual vir 'n baby boomer is nie dieselfde as die visual vir 'n jong kind of 'n jong tiener wat hy op TikTok verbruik nie. Ja, hulle kan nie ons shit hanteer nie. Ons kan nie hulle shit hanteer nie. Ja, actually. Ek verstaan nie hulle shit. Ek het nie idee wat hulle shit aangaan nie. Ja, maar dit is, ek meen, dit is soos daai plus 50 tydskrif dan ook, wat ook maar 'n gryskrag inisiatief is, maar dit is, hoekom is daar so tydskrif, want hulle weet dat daai mark is onbediend. Iemand moet vir daai mark inhoud skep, en ek wonder, ek dink ek moet my pa sê met dalk 'n TikTok ster word, hè? Okay. Almal van ons het ons maar jou pa is vir my een van die beste voorbeelde, jy weet, die bietjie wat ek al met hom te doen gehad het. Hy vertel amazing stories. Jy weet, jy begin die afspraak, jy weet, inpop is eerste 5 minute is 'n fascinating story. En is baie keer 'n lewensles. So dis nie eers dat dit entertainment is nie, daar's 'n lewensles. So ek wil vir jou sê, daar selfs as jy nou praat van rekorddruk. Dit voel vir my en dan saam met daai en ek dink nou maar net hardop. Ek dink as ek weer dink aan baby boomers wat vir my die tragedie is van daai segment, is behalwe dat geld op die tafel. Kyk, die average marketing spend globally is 5%, nee. Van die total marketing spend is net 5% geallokeer aan die baby boomers. En weer eens, dit is 'n gemiddelde, maar die Engeland, die UK reflekteer die Amerikaanse stats. Vir hulle 75% van die disposable income is die baby boomers. 75%. Maar hulle spandeer ook nie baie nie, dink ek. Ek dink hulle is 'n konservatiewer wat spending aanbetref. Dis ook met disposable is, ja. 'n jonger persoon sal iets op skuld gaan koop wat 'n baby boomer nie gaan cash koop nie. Maar jy's reg, maar ek wil daai gedagte challenge, want ironies het 21ste bemarking nog nie daai ou mense beet gehad nie. Want ons kyker nie vir hulle nie. En hulle spandeer nog steeds hulle geld. Hulle spandeer hulle geld. Hulle is net daai selfe by die penny pincher is dit gaan koop vir hom sy fip in Strandhuis in Hartenbos. Ja, en dis dalk die punt waarop jy bemark na so iemand toe is besparing en jy weet meer konservatiewe uitkyk, langdurig en die geld gaan spandeer word, gaan dalk net nie op 'n nuwe BMW wees nie. Ja. Ek dink that's en dis waar die geleentheid lê. Maar as ek sê 5% total marketing, Of dalk is dit. Nee, die nuwe BMW, die eco-friendly. omdat jy hom nie reg pitch nie. Omdat jy hom nooit gekoop het nie, jy kan nie hom nou kry in die afdeling en ons koop hom terug na 5 jaar. Absoluut. Absoluut. Jy skep 'n produk vir daai segment. Part. Ja, as jy of jy 5 jaar of as jy doodgaan. Whatever eerste kom. Ernest moet eintlik sulke goeders aan die ou mense verkoop en dan eintlik is sy produk daai lewenspolisie wat hy se saam Wil jy nog vir oulaas gedek word? ons gee lewensdekking. Ja, ek wil sê so die mans gaan eers dood, nee, so daai pitches. Maar jy weet hoekom, nee? Nee. Want hulle wil. As nie. Daar verloor ons al 2 van die vrou luisteraars. Ek dink een van hulle nie alwel, ek dink my vrou sal op luister. Jy mag nie Krishna, jy moet gaan nou luister. Maar ja, Jacques, wat jy sê is dat dit is klank, lees en beeld wat dit klink nie cool nie. Nee. Kyk, luister en lees. Ja, klees. Klees. Wat sê jy? Klees. Kyk, luister en lees. Is dat om daai al 3 daai vorms van media en saam te gebruik en om nie net op een te fokus nie, om seker te maak jy het al 3, maar ook in 'n gefokusde effort. Wat probeer ek reg kry? Hoekom doen ek hierdie? Wil ek entertain? Wil ek likes en followers hê? Wil ek geld maak uit mense wat na my stuff kyk? Dan het ek heeltemal 'n ander objective om net nog mense te kry. Ek moet eintlik dink, hoe kry ek net eenvoudig mense se aandag gevang? Maar as mense gespesifiseerde teikenmark het, soos ons eintlik ook wat sê wel, ons probeer nie met almal en vir almal alles wees nie, doelbewus. En daarmee kom jy uit by iets meer niche.
dis waar die strategie komponent in kom. Hoe praat ek met daai mense? Wat wil hulle hê in watse konteks om relevant te wees? En interessante ding wat en as ek sê ek is besig om deur hierdie proses te gaan. So dis nie dat ek met julle 'n teoretiese gesprek hier. Dit is net die revelations van waar ek besef dat kyk, luister en lees is nie noodwendig ook dieselfde inhoud nie. Daar's herverpakking. So ek sê as jy die moeite doen soos ons nou gesê het, as jy die video shoot, dan het jy die klank. As jy klank het, kan jy gaan skryf. Video is vir my die moeilikste, want dit is die duurste ook, om 'n nice, ek bedoel, dis hoekom ons nie 'n video, ons het onthou in die begin wat so gemors het hier was met daai 2 van het wat top privaat skole, nee? Ek weet, maar ek noem nie name nie, daar is net, maar dit was vir daai R300,000 moet hulle geld gaan terugvra, maar in elk geval, so dis die moeilike deel. Maar, wat ek bedoel is, dit hoef nie dieselfde te wees nie. Dit is soos wat ons doen met Klipkouer Son, waar ons die tweede program met chop hom op in 'n finansiese besigheid in 'n regskomponent. Dis wat ek verwys, dit is die Netflix model. Nou kan ons begin sien wat aangaan. Nou kan mens begin sien wat gebeur met die 3 verskillende segmente, wat gebeur met die 4de segment. Aan die ander woorde, dis 4 verskillende, ons gee 4 verskillende maniere om te verbruik. Dis 4 verskillende stelle data, maar baie belangrik is dat waar jy soos bonus content, jy kan op ander mediums kan jy addisionele waarde of addisionele inhoud bysit om ook te toets waar kry jy die traksie. Met ander woorde, ons het 'n kom teken in, ons deel van ons e-mail database en ons stuur daarso vir jou iets wat ons nie in die onderhoude bespreek en op die video nie. Of jy het die video gesien, maar wat jy in die video nie gesien het nie, gaan luister in die podcast, want daar bespreek ons 5, 6, 7 ander punte. Met ander woorde, jy is besig om die hele tyd te incentivize across channels. Wat jy kan sê, ek cross promotion. Ek is besig om jou incentivize om te gaan lees, te gaan luister en te gaan kyk. En vice versa. En is nie, dit klink, ek bedoel, dis actually nie gecompliseerd nie. Dis net weer eens soos jou content planning, wat ek altyd, soos onlangs ook, wat ek vir die video en sê, ek weet wat ek uit audio soek, hulle weet nie, hulle shoot, maar die trick is, hoe shoot ons met audio in mind? Dis is bijvoorbeeld wat die les wat ek nou onlangs, dis wat ek vir die video ons kan sê, ek weet wat ek soek uit die audio uit, so ek wil hê jy moet vir my dit en dit en dit doen, want ek weet ek kan dan effektief die audio uitdruk, om dit te herverpak. Yes. En om extra waarde toe te voeg. En dan laaste, ter opsomming, is dan doen die data die praatwerk. Het die views gewen, het die downloads gewen, of het die open rates van die e-mail gewen, of die downloads van die episode, die downloads van die e-mag, die infographic. Wel, die view van die blogpost. Die view van die blogpost. So. En daar is hierdie baie belangrike ding van, mens soek eintlik net die regte ding. Soos ek luister hierdie een Kanadese podcast nou vir 'n paar jaar oor cooperatives, the common share. En common share. En ek dink nie daai mense, ek het hulle nog nie gekontak nie, maar ek het al baie daaraan gedink. Ek dink nie hulle het 'n klou dat daar hierdie ouetjie in Suid-Afrika is wat al die idees steel nie. Wel, nee, ek spot maar wat geïnspireer word en nee, maar ek weet jy's 'n expert in wel, ek gaan nie myself expert nie. Maar jy's goed. Ek sal sê ek's gefassineer daardeur en ek sal baie belang in co-ops. You get it. Ek hou baie van die gedagte en ek het al baie daaroor opgelees en goed en hoe baie daai vir my werd is en wanneer ek hulle eendag gaan kontak en sê luister hier, ons is in Suid-Afrika, ons het hierdie plan met co-ops. Ek luister julle nou al vir 'n paar jaar, ek is totally into wat julle doen, ek love julle materiaal wat julle publiseer, asseblief, wil julle nie van Kanada af bietjie help, op watter manier ook al, om hier bietjie leiding en ondersteuning te gee nie, want ek weet die gees waarin julle dinge doen, want ek hoor dit heeltyd, en ek kan ons dalk op 'n manier bietjie saamwerk. So is die groot ding wat ek wil aansien met daai visual gedeelte wat jy nou perfek uitlig daarso met so podcast by 'n verhouding, nê?
sonder dat jy weet. So jy en hulle weet nie van jou nie, maar as jy voel en daai dat jy dalk die vrymoedigheid sal hê om mense te kontak. Ek meen, hoeveel mense op Klipkouers het jy al gekontak, Jacques? Waar as jy net 'n blogpost dit is lesend, daar's nie verhouding daar nie. Dit is nie asof jy met die persoon wat dit geskryf het sê, okay, maar miskien moet ek vir Jacques laat weet of iets nie daar. En ek dink dis die ander ding is dit gaan nie net oor wat is die ding nou nie, dit is daai, maar jy het hierdie persoon wat al luister vir die laaste 3 jaar na jou, en hy's nou reg, en hy die geleentheid en die twee kom in mekaar, en dit is exponentieel, iets heel anders as die transaksie van, ek het iets in jou verkoop en ek het wins gemaak en ons gaan aan. Ja. Ek dink dit is 'n very long-term strategy. Daai is vir my verskriklik belangrik wat jy daar sê. En jy's reg. Die audio, om in iemand se oor te wees, want ek het nou ook weer, ek het met my voorlegging Woensdag, ek het so ding voorberei daai tyd, hy vir 'n sekere van, wat is 'n potgooi? Wat is 'n potgooi? Vereenvoudig, gesimplify. En dit is daar staan daar. Dit is jy bou 'n verhouding met jou luisteraar. So, en dit is nou net weer eens bewys hoekom podcast en audio the boss is, want in jou oor is daar ek ken jou. Ek ken jou. Wel, kyk video ook. Ek dink YouTube ook, as jy kyk vir iemand, maar daai is langer in jou oor. Dit is baie meer intiem om in iemand se oor te fluister as om 'n love letter te lees. Ja. Of om 'n romkom te kyk. Ja. Alhoewel, dit is seker Merite. Maar nee, so daai audio komponent is definitief jy en ek dink dit gaan oor tyd daar. Om het audio weer eens is nie intrusive nie. Ek dink mense, ek wil graag sien, wat ek graag sou wil sien, is luistertyd versus kyktyd versus leestyd. Watter medium het die meeste ure se verbruik? Ja, maar dis baie persoonlik ook. Ek sê nie algemene data daar. Ek dink nie kyk gaan wen nie, want dit is omdat dit intrusive is. As jy my vang in die aand 10 uur op die bank YouTube kyk, glo my, daar's niks intrusive van dit nie. Dis wat ek doen om te ontspan. Ek praat nou van hierdie spesifiek as jy begin nie entertainment praat. Ek praat nie entertainment. Ek praat nie van entertainment nie. Ek wou nou gesê breinlose verbruik nie. Ek praat van functional. Ek praat van as jy jou nis. Want onthou, hierdie gaan nie vir my oor as ons entertainment, dit is nie sterkte daarmee. Wel, dan moet ek jou punt vat, want as ek byvoorbeeld iets moet leer, ek praat nou van jou common share voorbeeld. Ja, ek sal veel eerder, terwyl ek in die flippend tuinwerk en skorrelgoed was, iets luister, as wat ek moet gaan sit in 'n tutorial kyk, of een of ander seminar of iets, dit is soos, wil jy my dood maak? Ja, dis pulse. So daar vat ek totally op, ja. Ja, en in die kar. Ek meen, hoe baie ure spandeer mense in die kar, en daar's podcast koning, ek's permanent besig met 'n e-book of 'n podcast in die kar. Ja. Dis baie ure. Ja, as jy met 'n e-book besig in die kar. Ag, het jy Tesla? Wat is audiobook? Ja, ek trek jou been. Nee, so ek dink mense moet 'n bietjie kyk wie stats, 'n bietjie gaan loer. Wat is die of our average consumption tyd is vir die mediums. Maar ek moet glo dat podcast sal wen, né? Dis net bloot nie eenvoudig. Ek sien nie so bet. Ek weet nie, dit is okay, daar's meer ure gekyk as geluister. Ek dink daar's meer gekyk wees. Jy so die TikTok, maar ek praat nou weer is ons entertainment. Want jy hoef maar ek sê weer, ek praat nie van entertainment nie. Ja, maar die probleem is jy moet dit word ek dink jy daar's iemand wat die data so kollekteer en so in sulke boksies plaas nie. Audio doen. Ons is opgebreek. Ja, ons moet onthou audio is hierdie besigheid. Ja, maar dinge is ook YouTube's ook gekategoriseer. Ja, maar ek meen hulle gaan dit noem sport cycling, road cycling, racing, stage racing in Europe. Jy weet nou dis die kategorieë, maar dis ook miskien
entertainment dalk. So kom ons sê byvoorbeeld klipkouers is die kategorie daar ek weet nie wat of YouTube nuwe kategorie het nie. Ek dink op sigself sal hulle want dat jy duideliker kan segmenteer. Maar klipkouers dink ek het blogs and personalities dink ek is die kategorie, maar daar is nie 'n so kom ek sê ek 'n bietjie weer gaan kyk wat daar is, maar die punt is dat as jy die feit dat hy so gekategoriseer, of course soos podcast is duidelik gekategoriseer, besigheid, culture, weet, within culture, hobbies, maar daai, dis, en ek wil weer gaan om te sê, ons praat oor besigheid, so wat kom ek rephrase my vraag, wat is die besigheid se luister versus kyk versus lees? Ja, dis 'n fair punt. Daai is definitief 'n goeie punt, ja. Okay. En ja, wanneer verteer iemand actually, as jy vir mense kan sê, ek het vir jou 2 ure se besigheidsmateriaal, hoe sal jy daai tyd wil spandeer? Terwyl jy ander goed doen, terwyl jy jou kyktyd opgee vir hierdie, of deur 'n 70 bladsy dokument lees. Ja, as audio yes, ja, nee, dan het jy geland. Jy het al gehad die sê 70. Dit sê ek dadelik TL. Ja, net so. Fast forward. Right. Per uur betaal word om te lees. Kom ons, ek's bang om 'n breek te vat hierso. My musiek, ons kyk gou. Had ek could see dit voel dit reën. As mense lekker lekker songs het, moet hulle 'n bietjie vir ons laat weet. Ons moet ons sal, want dit gaan oor die regte van ons. Ja, mense wil. Hulle moet nou iemand wat sê luister, ek gaan nie om as jy my song speel nie, maar dit Jan Bloukaas luister jy. Jan Bloukaas van Place. Ja, ons wil lekker ons wil ouens laat wakker skud, dik gooi in die oggend. Ja. En dan studio toe kom. Die lewe wat jy wil hê, al die woorde wat jy vir my sê, jy verbaas my met jou siel, deur jou hart met my te deel, al die tyd wil jy beheer, jou gedagtes kan jy nie keer, ek kan sien dit in jou kyk, jy sê jy voel asof dit sê my voel jy soms alleen, in die stilte weggeraak, toe jy jou oë toemaak, sagte woorde is al wat jy het, vertel jou storie op my bed, wil nie in die wêreld wegraak, weet jy nie dat jou verlede maak nie saak. Jy sê jy voel asof dit reën, sê my voel jy soms alleen, in die stilte weggeraak, toe jy jou oë toemaak, maar dit voel asof dit reën. Ja, dit voel asof dit reën. Lekker. Alright. Wag, geluidtyd. Ja. Ek het hom al. Tyd vir Murray Dekker. Wat jou klank. Was die keer een, sorry. Ek dog is regspraak, nie daai spraak. Sorry man, ek dink dit is dieselfde ding. Prokureurs praat net kak. Hulle praat net kak hierdie prokureur. Alright, hierdie is sy geluid wat ek laas sê, dit is so ek sê weer hier, dis so ek hom gebruik het verlede jaar. Wel, effektief. Verlede maand. Ja, ek sê gebruik het, dit klink verskriklik. Ek wil sê jy's goed met fokus. Jy is toegepas. Hier gaan ons. Die probleem is die goeie jagters kan hoor of dit raak word. Ja, mens hoor nie daai deel nie. Want as hy op die einde so maak, gemis. Ja. Of is hierdie dalk net hier is 'n teiken.
Is dit nie taxi? Taxi. Wat nie stand. Maar daar is 'n lawyer wat jou melk wat net skiet. Hy maak nie, hy tref nie. Ek moet jou ander geleid. Ja, hy het net so 2 skote, die meeste. As hy soos of is 'n tap, wat doen die Navy SEALs? Is dit 'n two tap? Wat moet hulle dit? Een in die bors en in die kop, man. Dit is two tap. Ja, of ek sê altyd een in die lug, een in die knie, een in die kop. Is dit formele advies en wat se scenario nou? Dis eskalasie. Dis soos ons praat mooi, ons vra ernstig, kan ek dit doen met 'n dief? Ek het mooi gevra. Ja, net nie van agteraf nie, hoor ek. Verkieslik. Ja, as jy met die rug skiet, soos die plakkel in. Ja, dis heeltemal. Ja, kykie. Draai om, jou bliksem. Kykie boekie. Hier is my beersie. Jy mag hulle nie lok nie. Jy mag nie uitdagend wees, so wat is die incentivise nie. Ja. Alright, so ons het gesê ons gaan 'n bietjie praat oor hassel jy of hakkel jy. Want ons het in ons WhatsApp groep in die week het dit opgekom dat ons het daar was kritiek oor iemand wat 'n besluit geneem het wat hulle gesê het was 'n strategiese besluit. Dus die vraag, wat die hel is strategie as dit 'n strategiese besluit was? En toe dink ek, dit sal goed wees om sommer so 'n bietjie idees rond te gooi, net eintlik soos 'n bietjie thought experiments te doen, hipotetiese situasies te ontleed en wat ek kan doen, ek het 'n paar goed hierso, ons sal kyk hoe ver ons af in die lysie kom, maar dit maak eintlik saak, is meer oor die gesprek van hier's 'n paar idees wat mense gedink het op 'n tyd is 'n baie goeie idee en is iets wat dit klink so amazing, dit moet werk. Ek is net maar amper 40 en ek het vandat ek in my 20's was 'n hele paar great idees gehoor en uitgedink in my kop natuurlik en baie opgewonde geraak oor sekere idees. Ek het al van dit het ek al honderde ure aan spandeer om te probeer bou en ontwikkel en beter verstaan en meer gereed wees en hierdie ding vasvat en as julle self 'n bietjie guns wil doen, gaan kyk bietjie op YouTube 'n video wat ek vanoggend gesien het van African Aircraft Stories. Ek sê nou die presiese dit is seker wat Donnie Darko is gebore uit dit uit wat vliegtuig engine net op jou huis val. Sick African Airplane Compilation van mense in Afrika wat in hulle backyard probeer lugvaart ingenieurs domineer. Ja. Nou ja, so dit is nou failure to launch en as jy daai video kyk en dis funny, want mens besef wat gaan in lugvaart ingenieurswese in en die jare se ontwikkeling van die wingtip. Jy weet, dan besef jy hoe moeilik dit is om 'n hele vliegtuig te wil bou en te vlieg. Nou, ek dink dis baie so met besigheid en weet daar's 'n goeie rede hoekom hulle praat van failure to launch. Ons het nou van die Challenger gepraat wat great launch. So een van 2 goed ten minste kan gebeur met 'n start-up is of hy kom nooit van die grond af nie, dis praatjies of liewer dan brandewynpraatjies en dis lekker chat en dit voel goed en mense is heavy pumped en stuff, of ek moet ook fair wees ook zolpraatjies, jy weet partykeer net sulke lekker lang uitgerekte heavy daar launch jy net, daar launch jy, daar gaan hy maar daar launch nie die idee. Ja, dis of alles behalwe die idee, of alles launch, die idee, jy Ja, dat is, wat is nou weer gesê? Wat je naam gebare? Ja. Weet julle wat is die toets vir goeie dag? Wat was ek? Kan nie onthou nie. Wat het ek nou gesê? Dat is goeie dag. Smoke and mirrors. Smoke and mirrors. Daar was baie goeie idees en daar was baie minder goeie idees, maar ek dink wat ek eintlik wil ons moet so 'n bietjie fokus en net van mee is
wat het regtig gebeur? Hoekom het daai ding actually nie gelaunch nie? Nou, eers 'n klein inleidingsvoorbeeld is, in ons estate, daar sê maar 300 units en daar in die laaste 4 maande of wat 'n container, van hierdie containers neergesit met 'n klein coffee shop in. En baie oulik, baie nice, oulike branding op 'n nice spot. Maar vinnig kon jy sien. Oulik, maar gaan dit nie maak nie. Daar is nie genoeg mense wat elke dag daar stop nie. Terselfdertyd dink ek aan 2 jaar terug was ons in Mslouti en daar was een van die locals, sommer net in die hoek van sy erf in Marine Drive, op die hoek, so klein amper 'n Wendy huisie in die muur van sy erf ingebou, en as hy in sy erf is hy in sy shop, en hy het 'n barista daar, en die mense staan die hele dag daar, al is dit hoe warm, drink 'n koffietjie, val in die oggend, die mense wat stap en draf en goed staan daar, drink 'n koffietjie, en daai plek het gepomp, Desember. Okay, Desember, anything works on the beach, maar weer eens, okay, dit was eintlik maar dieselfde beginsel. Die een het dit gepomp, dalk net vir Desember, maar die ander ene het na 3 maande, hulle het nou in die week, het hulle laat weet, die plek's nou indefinitely closed. Nou dink ons is byvoorbeeld, okay, dis jammer, want dit is lekker om, as die krag afgaan, ten minste te gaan 'n koffietjie kry daar, of nou en dan voor werk, maar terselfdertyd, mens kan dit regtig sien kom, jy weet, en iets byvoorbeeld soos, nou verkoop hulle hierdie snackies en fudges en dadelkoekies en maar ek dink daai keer, wat baie keer gebeur, mense, ek sê mense raak verlief op jou idee. Ek doen dit altyd, my vrou raak so frustreerd, sy het baie met idees opgekom, dan raak ek nie excited nie, dan sê ek, ons moet die money plan doen. Jy moet maar dis die aanseksie werk, jy moet die spreadsheet vat en sê, wat gaan het my kos om die ding op te stel, wat gaan my operationele expenses wees, hoeveel dink ek gaan mense kon koop, en dan gaan die sommetjie vir jou advies, as jy daar is presies 'n voorbeeld jy gevat, as jy sê, wat gaan my kos om 'n container opsit, wat gaan my kos om 'n barista hier te hê, wat kos al daai, wat is typies operationele, kom ons sê, argument so 10k, hoeveel koffies moet ek verkoop om gelyk te breek, nee? Dis waar ons altyd eers moet begin. En dan moet jy die som gaan doen. En baie keer kom mense, ek het nie geweet ek moet 2000 koppies koffie verkoop nie. Weet jy dink ek is 300 en ek on average gaan almal so 3 koppies, maar jy kan nie so dit bereken nie. Jy moet gaan vra aan 'n koffieshop, hoeveel koffies verkoop jy 'n dag? On average, net, gaan soek 'n soort gelykheid. As hulle 500 koppies verkoop, kan jy nie gaan sê, okay, maar ek is spesiaal, ek gaan 2000 verkoop. Dit gaan nie gebeur nie. En ek dink dis en dit is maar wat is, ek wil ook nie mis met 'n analysis, paralysis gaan nooit weg gaan nie, maar doen net daai stukkie, jy moet daai stukkie doen dat want jy moet kan tweak. En jy gaan nou weet as jy gaan launch en sê, ek het gedink ek gaan 2000, nou het ek net 200 koppies verkoop. What went wrong met my analysis en my hypothesis? Miskien moet ek bemarking doen, miskien moet ek iets doen, miskien is daar iets fout, maar jy moet weer eens die strategie en dat jy nommers wat terugpraat met jou. Ek onthou, ek moes een keer, ons sou 'n fietswinkel oopmaak in my laat 20's, en die ou wat geld sou gee is 'n CA, en hy het vir my gesê, hy soek 'n besigheidsplan, en dit was vir my natuurlik 'n totaal en al overwhelming ding om te probeer doen, maar eventually nou maar, dis dit of niks, die gesprek gaan nie antwoord dit nie, en uiteindelik toe, okay goed, hier is die uitgawes, want ek het nou al dit gedoen, so ek kan omtrent 'n idee gee, en hier is omtrent verkope gewys, en nou daai verkope het soveel wins, en dan betaal het nou hierdie maand se uitgawes, en ek het dit so om te gevat, en ek was so chuffed, want ek is nou my eerste spreadsheet besigheidsplan, en hy was soos, okay, cool, dit lyk volledig, maar dit lyk baie optimisties. Gaan werk 'n baie meer negatiewe situasie uit. En ek was so half, wat? No ways, dit is letterlik die laaste ding wat ek nou wil doen. Ek wil nie nou dink aan negatiewe situasies nie. Ek wil dink aan, nee, ons sal net die sales push, ons gaan dit net ons gaan dik gooi. Ons gaan net dik gooi. Dit is en die ouens gaan ons en hy druk 'n spinner in jou speuke. Standaard. So, ja, en nou
paar jaar later kan ek terugkyk na daai terugvoer en ek soos, yes, dit is 'n ou wat actually weet waaroor hierdie oefening eintlik gaan. In my kop wil ek hom convince en ek sê, maar kyk hoe goed kan dit gaan. Yes. Vir hom is die vraag, dit maak glad nie saak nie. Ek wil weet wat as dit sleg gaan. Kan jy survive, ja. Yes. En ek het op 'n tyd saam in sulke boerderyprojekte het ek saam met 'n ou gewerk wat ek baie lief vir is en baie respek vir het en my baie geleer het oor boerderyprojekte wat hy so mekaar sit, ontwikkelingsprojekte en ek onthou daai dae het ek hierdie brandende passie gehad van ontwikkeling en ons moet vir al hierdie socio-economic development initiatives inwerk saam met hierdie projekte en goed en hy het my soos letterlik soos uitgekak, jy weet, dit was al 'n joke later, wanneer ek iets sê, dan sê hy soos, maar lewensvatbaarheid is alles. Betaalbaarheid is alles. As jy nie dit het nie, het jy niks. Ek wil anders hoor, tot ons nie praat oor, waar kom die geld vandaan, hoe word dit terugbetaal? En baie kere, en as ek sê, maar is hierdie nie 'n great geleentheid waar ons kan dit en ons sit hierdie by, en daai verander ons, en hierdie ons kan betrokke raak. Dis altyd cool om te vra wie betaal, nee? Ja. Dis wanneer die gesprek interessant kom, want dit is gewoonlik die ou wat sê, maar dis my geld hierdie, dis hoekom ek 'n ander vraag vra. Ek hoor, dis nice wat jy kan doen met dit, maar maak jou beursie oop. Ja, en dit is nou en ook net weer later met verdere insig het ek weet iemand sê ander dag dat min mense besef dat 'n besigheid wat net skoonbreek doen eintlik blerrie goed. Want dit is moeilik genoeg. Dit is as jy net skoonbreek is jy eintlik dis fine. Mense dink, okay, as ek net nou hierdie doen, dan daai, dan is dit soveel jaar, 20% meer is dan soveel jaar, en eintlik is dit om 'n job te doen en voltyds committed te wees, is nogals donders moeilik. Natuurlik wil mense wins maak, maar ek dink ons praat bietjie oor die siniese kant daarvan en wat gebeur as daai wins nie daar is nie. So 'n ander voorbeeld wat ek en Dewald die pad al ingestap het was met e-commerce deliveries of e-commerce en deliveries en dit is al 'n 6-7 jaar pad. Daai ding het al 2-3 keer was die wiele so van die grond af en dan elke keer is daar net dan vries 'n ou ring. Ja, dan dit is soos daar's maar dit is as die visie te groot as jy weet dis is wanneer jy sê ek gaan 'n Amazon en 'n Takealot en ek gaan dit alles gooi dit alles in een en nog beter. Wat nee, dit is soos en ek reken R50,000 sal dit will cover it. Ja, die vraag is maar wat beteken dit as jy dit sê? Verstaan mense moet dit en dis baie keer wat mense hierdie wat sê rigting jou aspirasies is reg en is groot, maar dit het geen strategie gee, dit maak net nie sin nie. Dit is soos ek wil 'n Toyota bakkie en 'n Amarok en 'n Land Rover, gooi dit als en ek sê waar ry ons? Ja, maar nee, wat wil jy doen? Ja, wat moet hy doen? Ja, soek jy 'n bakkie of soek jy 'n SUV? vir lift. Ja, of maar dit super cool wees. Ja, dis partykeer net soos ek sê, mens moet hoog 'n groot visie hê, maar as hy visie nie 'n strategie het nie, dan is dit net niks. Ja, 'n ander voorbeeld wat ek eendag gesien het wat baie grandiose was basically 'n ou wat allerlei verwerkingsaanlegte infrastruktuur bou rondom abattoirs en dan die afvalprodukte gebruik wat dit dan beneficiate en aanverkoop en massive geld maak uit waste. En yes, ek het saam met daai baie meetings bygewoon en baie goed gesien en dit was altyd hierdie moerse planne, sulke groot bedrae, jy weet, moenie kom met jou miljoene nie, biljoene, en nie net een aanleg nie, in elke provinsie. En uiteindelik, en ek was by baie meetings en presentations en klomp goeders en met kundige mense het goeie terugvoer gegee, rarig, dit was nie nonsens nie. Maar uiteindelik, toe moes ek in die ou se oorfluister en ek sê, weet jy, hier's een massiewe struikelblok. In Suid-Afrika, as jy wil iets doen soos rondom 'n abattoir, een of ander verwerkingsaanleg opsit, kort jy zonering en jy kort omgewingsgoedkeuring.
among others, maar daai 2 goed kan ek nou vir jou sê, gebeur nie oornag nie. Jy kan nie dit fast track nie. Almal probeer dit fast track. Dit kan nie minder as 18 maande en jy's moer gelukkig dat jou goed so vinnig 18 maande, 18 skape by en dan sit ja, daai KFC token. Ja, dan kan dit gebeur, maar ek meen iets op so groot skaal, jy gaan dit met by the book doen en ongelukkig, maak nie saak wat jy sê nie. En hoe groot daai beurs, jy moet dit gaan net reg projekteer. Dit vat minimum 18 maande, maak nie saak wat jy wil doen nie. Ja, best case, dan kan jy miskien begin bou. Maar dit gaan nie 18 maande wees, dit gaan soos 3 jaar wees. So al hierdie praatjies nou en van die geld wat gaan vloei en goed, gaan stilstaan en gevries word, terwyl ons wag en kyk of iemand dalk 'n beswaar indien, dan sit nog 18 maande. En dan jy kan niks daaraan doen nie. Om daai mol te bou wat daar staan, kom al 10 jaar en 15 jaar vir hulle om daai plek te identifiseer en die regte in plek te kry en die finansiering te raise en marknavorsing klaar te maak. Maar daai is belangrik nie meer, want nou dink ek, as jy nou, weet ek, aspirante developer toe ek met die property agents ry by alle oop stuk gronde soos development, nee. maar mens met, weet, ek weet ons op 'n stadium 'n groot projek in Leidenburg gelons het, van die aanvraag was daar, ons het koneksies met die myne gehad, maar dan sê ek, maar wag kerels, nou ry ons elke week deur so, en dit kos baie geld, ons doen presentations en die ouens is daar, weet, en ons het met die myne daar sê, ons het die behoefte, ons sal 200 huise by julle vat en wat so, maar dan moet jy gaan uitwerk. Dis nie net vir 'n stukkie grond wat jy moet grond koop en al daai dienste en dit. Wat kos dit? Hoeveel kapitaal kos, ek weet daai, hoeveel kapitaal net om net by daar te kom en te sê, nou kan ek begin bou, en dan moet jy klaar bou, hoeveel moet jy daar nog heen, want almal doen nie sommetjie einde, sê, okay, goed, maar ek kan 'n huis bou vir argument van 100,000, en ek kan hom uitvier vir 10,000, hulle doen net daai sommetjie, maar die mense vergeet, maar jy moet daai cashflow hê, om te kom tot by daai punt, dis 'n ander ding as daar klaar 200 huise staan, en sê ek, goed, maar ek moet finansiering kry om daai ding op te koop, dis 'n ander sommetjie, om 'n ding van die grond af te develop, dis nie so maklik, en dis nie so vinnig nie. Ek meen, ons is altyd 'n bietjie oorywerig, ja man, so vinnig, en ons bou mos 'n huis mos net so, en ons het 10 spanne of alles interessante gedagtes, maar dit werk nie so nie. So hierdie is vir my goeie voorbeelde nou van, ek wil amper sê, teoretiese besigheidsplanne, waar jy groot besigheid het, nou kom ons trek dit terug, en dis waar ek in my rant gehad het hierdie week, van waar jy bestaande besigheid, veral as jy nou begin in ons game, kom sê nou bemarking en so aan, ek klink soos 'n kat of iets. Is hy deur toe? Ek het gou gaan kyk. Miskien sê net so dan. Net seker maak, it's loud. Is waar jy met 'n bestaande, ja, is net maar so 'n moerse kat. Waar jy met 'n weet kom sê SMEs, en jy praat nou waar jou bemarkingsagentskappe inkom. En ek vind dat daar's vir my 'n komponent, en ek sê weer, ek het dit 'n paar keer gesien eerstaans, waar ek met ouens, en ek moet sê, dis nogal vir my 'n nuwe Suid-Afrika fenomena, waar elke tweede poepel wil die strateeg wees. Ek sê poepel, want hulle dink om te praat, en te filosofeer, om 'n dosent op jouself te trek in 'n besigheids, jy weet, in 'n boardroom, dis strategie. Nee, jy is besig om filosofies te raak. Strategie is waar the rubber hits the road. Yes. En daai is vir my, en daardeur sê ek nie ek is so slim nie. Ek weet net dat as 'n besigheidsman wat later 'n digitale bemarkingsagentskap begin het, en julle ouens weet hoe my kop werk, ek kan nie na jou besigheid kyk in isolasie nie. Ek kan nie na dit wat jy kyk, net jou sosiale media, net jou e-mail, net jou podcast nie. En dis waar ons gesprek verlede week gekom het, van waar is dit konsultasie? Weet, maar nie konsultasie in die slegte sin van die woord, ek gooi alles terug wat jy vir my sê nie, ek kom met 'n daadwerklike analysering en 'n plan vir jou, versus digitale bemarking. Dis twee verskillende goeters.
ek val met die konsultasie in, ek werk die hele plan uit en dan raak ek die moerenis, ek kan verstaan die kliënt nie, my waarde verstaan nie, maar hy betaal actually vir digitale bemarking, maar hy het konsultasie gekry, maar ek het nie vir konsultasie gecharge nie. So daai was vir my 'n groot revelation, sê nee, ek gaan jou nou vanaf, het is 2 verskillende goed. So jy moet nou kies, of daar's 100,000 rand prys, ek gaan vir jou strategie uitwerk, of ons gaan net daai doen, maar jy gaan my net meet op hierdie, want jy het nou basically vir my gevra wat jy nodig het. En ek gaan, so jy wil leads generate, ek gaan net vir jou leads generate. Ek gee nie om of jy besig is om 50,000 rand 'n maand te blaas op 'n rekenmeester nie, jy is besig om 3 ekstra mense aan te stel, onnodiglik nie. Met ander woorde, al my observasies gaan ek net maar vir myself hou, want ek is nie lus om met jou te deel nie, anders moet ek vir jou invoice stuur. Weet jy, en daai is vir my, en dit is waar ek sê, daar's te veel stratege daar buite, wat actually, en is veral in die bemarkingswêreld, waar jy hierdie chief strategy officer, soos en op wat presies is jou besigheidsstrategie gebaseer, want jy het jy was die designer in hierdie agency 20 jaar terug, nou is jy die chief strategy officer. Wat weet jy van besigheid, behalwe wat jy teoreties sien, dalk met ander kliënte se besighede? Yes. Ietsie wat ek baie keer nou al gesien het, is jy kry mense wat baie mooi praat, hulle is definitief intelligente mense, en hulle dis nou hierdie strategiese ouens, en dan vang ek myself partykeer dat dit my amper intimideer, dat hierdie ou se charm. Ja, hy het sulke groot woorde en hy het hierdie miljoene projek waaroor hy praat, maar het hy al R10 gemaak. Yes. En dit is waar Marino sê, hakkel jy of hustle jy of hakkel jy? Want as jy al R10 gemaak het, dan hustle jy. Dan is jy op die regte pad. Maar ek het al gesien dat hierdie strategie omtrent so Typek pak voor my neergooi met al die beplanning wat hulle al in hierdie deal gedoen het, en is bladsy op bladsy se beplanning, maar hy hakkel die kak uit die ding uit, want hy weet nie om daai ding te kry om R10 te maak. Ja, en dan is al die bladsy, geef my 'n one-pager, wat kan R10 maak. Correct. En dan kan ons 'n besigheid bou. En hierdie dit is verlede Vrydag met my gebeur. Dit is, en dis hoekom ek vir jou sê, ek het actually vergeet of die voorbeeld, want jy wil dit geregtelik vir my vrou, hoekom is ek so excited? Want ek sit met 'n ou, en hy vertel vir my, van is 'n ou wat jy ken, deel, wat jy actually geïnterview het, die ou wat die ou gehelp het, hy het hom gehelp, somehow sy channel begin, en die ou is 'n coach, en ek sê vir die ou, met alle respek, vra vir die ou, vra vir die coach, hy moet vir al sy potgooi reekse gaan wys. That's it. Daar's nie meer om te sê nie. Maar vra vir jou coach wat jou gaan help om jou podcast te launch, dat hy vir jou moet wys waar sy potgooi reekse. En dis wat my die moeren maak, dat daar's actually ouens wat geld maak uit dit uit. En dan moet ek vra, dan sit dalk ek jou wat so dom is om geld op die tafel te los, of ek wil vir jou sê, jy is nie my teikenmark as jy dink, 'n coach is die antwoord om byvoorbeeld 'n podcast te launch versus, kom ek gaan sit by die voete van ou wat 'n podcast het. Nie eers, selfs gelaunch het. Jy sal klaar 90% beter af versus 'n ou wat vir jou teoretiese gesprekke met jou voer. Alright, tyd vlieg. Ons is hier in die pylvak, ons vat 'n breek, as ons terug met Mr. Pew. En jy die beste klanke hierso. Yay! Yay! Ek het vir jou goeie nuus. Ons sal teen vanaand 6:00 vandag se regstreekse program 4 episodes beskikbaar hê sodat jy kan luister wanneer dit jou pas. Die eerste episode sal natuurlik die programme se geheel wees. Tweede episode gefokus op digitale bemarking en tegnologie. Derde episode op regsaspekte. Vierde episode op finansies. En onthou, besoek asseblief ons webwerf by www.klipkous.com. Teken asseblief in sodat ons jou op hoogte kan hou. En baie belangrik, gaan luister na ons vorige potgoeie en toekomstige potgoeie op Spotify, Apple Podcasts en natuurlik op YouTube. En baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie, sodat lekker mense soos jy ook te hore kom
en uitvind van Klipkouerson. Dis hierdie geluid wat die kulkie actually gemaak het verkeerd. Dis die wee, sê die wee. Maar ek dink dit werklik vir 'n kind. Wel, een vir ons. Ach, gelond, sê, het werk. Wacht eers, nee, jy kan nie begin nie. Wat jy so uit die beste geluid. Ek gaan... So lekker. Sien nou. Gaan hoor. Pew, pew. Pew, pew. Pew, pew. Pew, pew. Pew, pew. Ai, shame. Ek gaan trauma verhoor. Ja, ek sê, hy gaan dit embrace, ou maat. Pew, PB. Pew, boervin pew. Pew, van op experiment. Pew van. Ons laat jou belegging die hoogte inskiet. Ons help jou loods. Ja, En vlieg. ek like het. Ek like alles van dit. Baie Ek gaan dit myne maak. Was het rekord gedruk, hoor? Okay. Ek sal na die tyd gaan luister en dan al hierdie goeie idees van hoe gebruik. Gepraat van goeie idees, kom ek vertel julle 'n goue storie. Hierdie jong Dis 'n nuwe angle. hierdie jong laitie wat net uit skool is, kry 'n werk as 'n intern by 'n baie smart company en hy loop nou, hy weet nie eintlik wat om te doen nie, nou loop hy daar so rond, maar hy admireer hierdie maatskappy. Kyk, hulle het die mooiste, duurste meubels. Daar's honderde mense wat daar werk. Dis net soos die droom maatskappy om te hê. En eendag kry hy die geleentheid, die CEO van die maatskappy loop al verby en hy gaan nou sy geleentheid vat en hy sê vir die CEO van die maatskappy, hy sê, "Skus tog meneer, kan ek jou gou vinnig ietsie vra?" En hy sê toe vir hom, "Ja, seker, vra." Hy sê, Hoe het hierdie alles gebeur? Hoe het jy hierdie maatskappy bymekaar gesit? Hy sê, weet jy wat, toe ek so oud soos jy was jonk getroud, geen werk of geen geld gehad nie. Ek het net R5 gehad. Ek vat toe daai R5 en ek gaan koop vir my 'n rooi appel. En ek polish daai appel vir ure lank en ek gaan verkoop hom vir R10. Ek vat toe daai R10 en ek gaan koop 2 rooi appels en ek polish hy en ek gaan verkoop daai 2 appels vir R10 elk en ek het so, toe ek nou R20. En die laitie sê, okay, so ek kry dit, so jy die hele tyd geherinvest tot jy genoeg geld gehad het. Hy sê, nee, fok, dit sou te lank gevat het, my skoonpa dood gegaan, toe erf ek hierdie company. En nou sit ek al boon polies nog steeds appel. maar in elk geval. Dankie vir jou eerlikheid. So vandag wil ek weer so klein bietjie van 'n interaktiewe sessie maak, soos wat ons laasweek, ek nogal daarvan gehou hoe dit laasweek uitgewerk het. So vandag wat ek bietjie oor wil praat. Hy delegeer die onderhoud, dis actually al met tyd. Ja, kaas waar. Ek fasiliteer. Jy fasiliteer. Is die topic go? En dan na die tyd, dan sal ek net soos 'n slotsom gee. Ja, kom ek van alles by idees. Ek gaan nou alles saamvat. So waar ek vandag bietjie wil praat is, waar moet mense
fokus wees om te skuif van self-employed na business owner? En wat is die mindset wat moet hê om daai tipe skuif te maak? Dit is die rede waarom ek dit gekies het om bietjie oor te gesels, is dit is iets wat my baie gereeld konfronteer en dag tot dag se besluite wat ek moet neem, in wat se twee van daai kategorieë wil ek speel. Van die low hanging fruit is gewoonlik om self-employed te wees. Dis waar ek die vinnigste return on investment kan kry. So byvoorbeeld in laat ek dit net so bietjie opsom die rigting waarmee ek gaan. So in my industrie, in my besigheid, is die maklikste manier en die vinnigste manier om iets te maak of vorentoe te beweeg is om kliënte te gaan soek. Ek kan kliënte kry, ek kan die kliënte help en ek voel ek is relatief goed daarin om dit te doen en dan daaruit kan ek 'n relatiewe gemaklike lewe maak. Maar dan is ek self-employed en dan is my tyd op 'n 1-tot-1 ratio. So waar ek eerder wil wees is om my tyd op 'n 1-tot-20 ratio te hê, so daai leverage, ek het 20 ander mense wat uitgaan om die besigheid te groei en die brand te gaan develop. So wat die fokus skuif vir my moet dan wees, hoe spandeer ek my tyd eerder as om self-employed te wees om dan 'n besigheid te bou. So wat hulle gewoonlik sê is, jy moet nie werk in jou besigheid nie, maar jy moet werk aan jou besigheid. Aan jou besigheid, jy moet jouself bietjie uit die besigheid uithaal, of uit daai dag tot dag se goed wat 'n normale adviseur sou doen, en eerder amper 'n CEO tipe rol in jou besigheid dan nou speel. Ja, kyk, daai mindset, ek en Jacques, dit is een van ons baie gesprekpunte, die 4-hour workweek. Dis tipies wat jy weet van Tim Ferriss, dis een van die eerste, wel nie eerste, maar een van die baie boeke wat ons al gelees het, en daai is die ding is om te kan, die mindset moet wees om te kan delegeer. Yes. Veral ek dink veral as jy 'n besigheid begin, is dit, weet, ons is so, jy moet chief cook and bottle washer wees, dat jy, maar niemand kan dit beter doen, jy weet, en partykeer moet jy die vraag vra, so, hier's 'n voorbeeld byvoorbeeld wat nou lekker werk. Die persoon het gesê, ja, maar ek kan nie, ek moet die finansiële state doen. Sê ek, die vra die persoon, maar hoekom moet jy die finansiële state doen? Nee, want net ek doen dit reg. En die vraag was, okay, maar wat, hoe weet jy dit is reg? Nee, as ek hierdie inkomste staat sien en ek kan dit en dit sien, dan weet ek is reg. Toe sê die persoon, maar dat is het maklik. Maak net seker die finansiële persoon wat jy kry, het daai output van die inkomste staat wat hulle vir jou, of hierdie rapport wat hulle vir jou stuur elke Vrydag, dan weet jy die funksie is reg gedoen. Ja. En dis waar jy die mindset shift moet doen, om te sê, weet, baie keer dink jy kan alles doen, en dis gewoonlik so. Partykeer wat ons mis is, daar's actually iemand wat dit wat jy dink jy het goed gedoen, net soveel beter kan doen, want dis wat hulle doen. En dis waar jy partykeer die geleentheid mis in terme van jou besigheid groei, is om te sê, don't let go, en jy kan eintlik daai funksie oorhandig aan iemand wat net soveel beter is met dit. En ek dink dan die volgende stap en die belangrikste stap daarin is om die tyd en energie te spandeer om daai persoon te kry, en dan die regte tools te gee, dat hulle dit wat jy altyd gedoen het, daai funksie oor te neem, maar beter en meer effektief te doen as wat jy dit gedoen het. Veral dink ek as dit in 'n sales environment is, of 'n plek waar jy kliënte moet kry. So daar is beter finansiële adviseurs as ek daar buite. Daar's ouens wat dalk meer ure bereid is om in te sit. So my hoof fokus as 'n besigheidseienaar versus 'n self-employed is om daai mense te gaan soek en hulle te gaan aanstel. Maar dan bring dit my op die volgende punt is, wie is dan my kliënte? So wie moet ek gelukkig hou en waar moet ek my tyd en energie spandeer?
So ek het al so ruk terug het ek en Jacques die gesprek gehad en toe het ek vir hom gesê, in my besigheid is my kliënte is die mense wat vir my werk. Dit is die ouens dit is die extension van my arms of van my as Boerfin en dit is die beeld wat ek al buite van Boerfin sit, is die mense wat ek aanstel en hulle moet help aan hierdie beeld bou. Maar hulle moet geskiel bly en hulle moet gelukkig bly en dit is dan hoe ek die skuif kan maak van self-employed na besigheidseienaar. So ek weet dat die ouens nou nie, jy praat van makelaars, so dis nou nie jou admin tannie nie. Yes, dit ook, maar dis die makelaars is ouens waarna jy verwys, nee, is jou. Ja, so die makelaars is my kliënte, hulle kry dan nou weer nuwe kliënte, hulle bou nou 'n boek en daai kliënte wat hulle kry, is dan nou Boerfin se kliënte. Maar my as die besigheidseienaar se kliënte, die mense wat ek moet bel op hulle verjaarsdag en seker maak as koekies en daai gelukkig hou. Ek julle koop bier. Ja, dis is codename is cookies. ons het so cookies. Ek gaan dit nou weggee, maar ons het so codename daarso. 'n Boerfin cappuccino. Dit is 'n bier in 'n koffiekoppie. Dit gebruik jy in 'n Zoom meeting. Hy het so skympie bo op. Dis 'n Boerfin cappuccino. Van ver af lekker dieselfde. Ja. Maar hy het nou gesê as hy so wyntjie laat dan maak hy net seker die deur squeak. So ons hoes ook maar as jy die blikkie wou maak. Maar in elk geval ja, so my werk is om te seker te maak daar is Boerfin cappuccino's en die ouens kan hulle werk doen. En dit is 'n groot mindset skuif van om kliënte te soek wat die geld inbring, maar nou sit jy iets tussenin wat eintlik jou kliënt is en dan kan jy eksponensieel jou besigheid laat groei oordat jy leverage met ander mense se tyd. So hierso, sorry, maar yes. Ja, dankie. Wel, dit is bietjie soos om 'n ekosisteem te skep vir daai bates van jou. Sê my bate is nie meer die ou wat die laaste wat die premie betaal per maand nie. Dis die ou wat dit verkoop. En vir daai persoon om te sê ja, ek wil 'n Boerfin makelaar word, is die vraag goed, what's in it for me? Hulle wil nie jou droom kom bou nie. Hulle wil hulle droom kom bou. En selfs dit wat Jacques sê van die admin tannie, die feit dat jy die admin tannie betaal en sê, don't you worry about that. I've got this. Kom jy in, op Vrydag is daar bier, wat ook al jy nodig het om lekkerder en beter te werk, ek sorg vir dit. Want as ek op my eie was, sou ek al daai goed self moes doen en dit sou my effektiwiteit van my individuele makelaarry belemmer het deurdat ek soveel sideshows moes entertain. Maar nou dat ek in hierdie ekosisteem inkom, dis soos wat hulle sê, as jy vistank het, die visie word nie siek nie, die water is vuil. Maak die water, gee die visie kos, die regte kos, maak die water skoon, en die visie sal lewe en hulle sal aanteel en al daai goed. So, dit is 'n bietjie dieselfde met hierdie, dat jy eintlik daai ekosisteem skep, maar aan die ander kant hoor ek ook, dat dit wat jy sê van om aan die besigheid te werk en nie net in die besigheid nie. Aan die een kant voel dit soos ek met die chopper vlieg en sy engine service terwyl ek besig is. Maar ek dink dit is 'n baie hoër vlak van insig as net, ek weet daai Stephen Covey, ek dink hy seun het daai boek geskryf van 4 Disciplines of Execution. En dit is so kragtig daai analogy wat hy gebruik. Hy sê dis die dag tot dag lewe is 'n warrelwind. En dan het ons big airy audacious goals. En die warrelwind waarin ons die hele dag vassit is die grootste vyand. Dit keer dat ons actually ons belangrike maar harige ambisieuse doelwitte kan bereik. Want nog 'n dag is verby, nog 'n dag is verby, nog 'n dag is verby en daai doelwit het nie gebeur nie. En die hele ding van daai boek is om te sê, maar hoe identifiseer ons daai 1 of 2 top prioriteite wat ons doodseker moet maak? Ons kom uit die warrelwind uit nou en dan en ons werk aan hierdie komponent
van die besigheid. Anderster gaan ons nooit enige noemenswaardige doelwitte bereik wat nie met ons gebeur nie. Yes. Ek dink iets wat ook belangrik is om te verstaan en soos wat jy gesê het is as ek nou makelaars is nou vir my die maklikste voorbeeld oor dat dit is waarmee ek dag tot dag dan nou werk. So elke makelaar moet 'n waardeproposisie skep om te sê daar's baie makelaars daar buite. Hoekom ek? Hoekom wil jy as die kliënt met 'n spesifieke makelaar besigheid doen? En net so word daai selfde ding gechannel na my toe wat dan nou net basies 'n bietjie verder in die funnel is ek moet 'n waarde skep by my besigheid wat beter is as ander besighede sodat ek die beste mense kan lok na my besigheid toe, want soos jy sê, hulle werk nie vir my om my te verryk nie, hulle werk by my want ek gee vir hulle meer geleenthede as ander plekke. Om hulle self te verryk. Presies. So dit is iets wat mens baie moet op fokus en ietsie wat ek altyd of baie tyd en energie aanspandeer is om juist die plek te skep en ekstra strome van inkomste te probeer create, om te sê, goed, jy, by enige plek is hierdie die 2 goedes wat jy gewoonlik 'n paar rand uit kan maak, maar kom ek skep vir jou nog 2 of 3 ander potensiële strome van inkomste. En dan die laaste ding wat ek dink belangrik is, as mens is om te fokus, 'n niche te hê. Net soos wat 'n salespersoon beter verkoop in 'n sekere mark, so moet ek ook fokus. Ek was al by 'n besigheid betrokke wat anything goes. As jy min of meer able-bodied is en jy lyk asof jy iets kan verkoop, dan stel ons jou aan. En dit werk nie. Dit is nie die ideale manier nie. So ek dink om 'n niche te skep. Wel, ek kan met daai vir enself en ek het dieselfde konsep gehad met real estate agency wat ons gehad het, wat jy moet gaan agente soek. En hoe ek, ons het gepraat oor die coffee shop wat jy net gaan oopmaak, hoe jy gedink is 'n goeie idee. So ek het ook gedink daar is 'n goeie idee, maar as ek van corporate afkom, ek kom met 'n ander mindset as wat ek gedink het hoe die real estate agencies werk. Ek het gedog, okay, nee, hulle stel hulle tentoon hulle self as professioneel en hulle gaan meer so intoe. Maar effektiewelik is dit net, jy het 'n groot, eintlik die myn mamma en die ander wat rondom maak klak. So dis 'n ander dinamika wat jy eintlik moet uitfigure versus as jy 'n employee aanstel. So mens moet dit onthou, die tipe besigheid soos daai, weet makelaars ook. As jy 'n independent income generating persoon aanstel, is die groot core focus meer op sekere goeders om hulle te enable en hulle te measure en hulle te wys en te coach, versus waar as jy die admin dan nie aanstel, is dit vir 'n spesifieke funksie en sê dit. Yes. En so ja, dit is 'n mindset shift om te sê in terme van jou recruiting strategy, dis verskillende tipe mense wat jy kry en dan om te sê soos daai, moenie net 'n able body kry nie, want daar's 'n spesifieke dinamika wat jy nodig het om ten einde te groei, want 'n verkeerde aanstelling in so 'n geval steel meer van jou en jou tyd en goeders as om 'n bietjie langer te wag en die regte persoon te kry. Dis 'n eksponensiële effek in jou maatskappy. As jy nou dink met jou 20 makelaars, gooi die verkeerde persoon in die mix en is toksiek vir jou organisasie. En dit vat ten minste 'n jaar omtrent wat dit vat om daai persoon weer uit te kry en te laat besef om my alg van die rand af te skrop. Ja, dit sit jou baie terug. So daai, ek het 2 gedagtes. Ek wil net vinnig by daai voorbeeld aansluit. Ek het 3 gedagtes hier, maar ek kan nie almal deel nie. Die een wat vir my interessant is ook is die outsource versus in-house. Ek wil dit actually, ek wil 'n bietjie kyk of ons dit kan unpack volgende week. Wanneer outsource jy, wanneer betaal jy salaris? En dis vir my 'n fascinerende konsep. En ek kom gee julle hoekom ek sê dis actually so a can of worms. John Deere is besig om alles in-house te develop. Case het strategiese partners, soos 'n Formule 1 span. Ferrari is Ferrari, Mercedes, Aston Martin het 'n Mercedes engine. Haas het 'n Ferrari engine. So wie's beter af? McLaren dieselfde. McLaren het ander engines oor die jare. So jy werk so waar as jy beter is, jy in-house
versus outsource, soos wat Jack Welch gesê het, die legendariese CEO van General Electric, your back office is someone else's front office. So ek wil amper vir jou sê, as jy recruitment begin praat, wil ek vir jou sê, ek dink amper die soek vir moeilikheid as jy het nie wil outsource na daai recruiter toe, wat alhoewel hy 15 of sy 15% van die basic salary vat, wat die average going rate is, hulle neem die verantwoordelikheid en hulle moet versigtig gaan soek, want as daai ou dat is, dan vat hulle die gevolge van 'n swak kandidaat en nie jy nie. So in elk geval, so daai is net vir my baie goeie voorbeeld van waar jy genoeg op die punt en ek stem met jou saam, recruitment agency is spesialiste in wat hulle doen. In ons industrie het ons nog nooit sukses met hulle gehad nie. Ons het al hordes van hulle probeer, maar ons kry ons industrie is amper meer jy moet eers iemand trust. Jy moet amper 'n makelaar wees wat dan vir jou recruitment agency geoopmaak vir die makelaars. Dis amper jy moet die game verstaan. Dis nou weer 'n strateeg. Ja, daai teoreties versus jy ken die industrie. Ja, so dit is my rol amper op hierdie stadium is om 'n recruitment agent basies te wees. Mens kan dit net imagine, want ek weet nie, ek is glad nie expert in presies hoe doen hulle goed nie, maar ek is van die indruk dat die recruitment proses werk tipies so. Ons kyk na dit wat jy vir ons gee, score dit, en dan praat ons verder, bedoelende. Ons kyk na al jou highlights reel. Ons kyk nie eintlik na hoe jy dit reg gekry en wie is jy en wat's tussen die lyn. Ons sê okay, kwalifikasies, experience, okay, het lyk goed, cool, kort lys, praat. Yes. En baie kere daar's 'n baie persoonlike aspek van menswees wat nie altyd uit 'n CV uitstaan nie, en wat mens baie maklik die verkeerde mense kan laat uitskakel. Ek dink Lo seker die ergste voorbeeld, want om Lo te gaan swat het 'n super lae dink ons M-telling was soos 12, ek weet nie of julle onthou M-tellings, maar ek dink soos uit 30 is dit maar 'n 12, so het vat nie veel nie, maar jy val gewoonlik maar uit, want dit raak moeilik, maar om Lo te gaan swat, vat nie baie veel nie, so, en dan nog baie ouens wat Lo geswat het deurgeskuur en jy weet 50s en so gekry, maar dan is dit iemand wat baie kere later, wanneer hulle eers in die praktyk is, flippend, skiet al die ligte uit. Amazing. Glad nie akademiese mense nie, glad nie, maar hulle vang die job, hulle kry die job gedoen en praat nie eers van om 'n besigheid op te bou, wat ons eintlik oor praat nie, maar ek dink net dat mense al baie maklike fout kan maak, om party mense te vinnig op hulle baadjie te takseer en te dink, ag nee, ek kan sien, as jy daai tipe goed reg kry, is jy definitief die een vir ons. En dis net nie al nie, is dit. Maar ek dink dis deel van die strategie, is, omdat jy nou so fokus op hierdie recruitment, is om te sê, ek weet hierdie ouetjie werk nie, ek weet hierdie tipe persoon werk nie, so die A-kandidaat wat top van sy klas is, wat typies by 'n ander blou company gaan werk vir hulle, maar ons het hierdie strategie en dis ons kliëntebasis engage nie met daai persoon nie. Yes. En ek dink aan amper ten slotte die een ding wat ek dink die belangrikste besluit wat mens moet maak is wanneer mens daai skuif maak van self-employed na besigheidseienaar toe, is dit belangrik om daai verantwoordelikheid te aanvaar en te verstaan dat jy verantwoordelik is om waarde te skep en om tools te gee en die mense toe te rus met die regte kennis en opleiding om hulle kanse vir sukses daar buite so hoog as moontlik te maak en dit is absoluut jou verantwoordelikheid dan en die hoofding waarop jy as 'n besigheidseienaar dan behoort te fokus. En nie net te vertrou dat ek het 'n A-span speler, die A-span speler is betyds, doen oefening op hulle eie, hou hulle mindset in check, doen al die goed wat 'n pro doen. Dit is assumptions. Dat is nog steeds mense met behoeftes en dit fluctuate en om in touch te bly is wat ek sê, en om oorsig te hê en om te weet wat daai persoon uiteindelik doen, nie net te sê, okay, daar gat jy, ek trust jy, moet my nooit doen nie. Sien jou volgende jaar weer. Ja. En laaste ding is, jou job as jy daai skuif maak, om jouself educated te ontwikkel. Daar's nie 'n HR departement wat vir jou teoretiese 3 dae workshop gaan aanbied nie. Ja. Jy gaan YouTube moet kyk, jy gaan
podcast moet luister, jy gaan boeke moet lees, jy gaan jouself moet slim maak en weer eens jy moet dit gaan toepas. So ek vir jou verlede week vir jou gesê het, wisdom is knowledge applied. En daar's nie shortcuts nie. Alright, julle met 'n heerlike naweek hê. Dankie Mare, dankie Pew, dankie Wat jy nou? Poepies. Papa D. Pap, klem op pap. Julle met 'n heerlike naweek hê. Ons gesels binnekort weer. Cheers. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Besoek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.